So, hoe dig moet jy lucerne plant vir jou om 'n ordentlike snysel te hê vir hom om die deur te gaan tot op die einde en actually hulle so vinnig as moontlik te begin ROI maak op die besigheid. Ek praat met Willa van Will Ross. Hy gaan my meer vertel presies hoe moet jy na hierdie besigheid kyk? Hoe werk jou dip storie en ja, check 'n bietjie. Willa, hoe lyk dit? Lekker YouTube. Nee, wat doodstil rustig. Okay, right, so. Ek wil nou lucerne plant. Nou is daar 'n klomp ouens wat praat oor plantdigthede ensovoorts. En toe een van die goed wat my broer te vir my gesê het wat ek nooit geweet het nie, is dat as jy jou lucerne dip, nee, dat daai dip besigheid amper net soveel weeg soos jou lucerne saad op die einde van die dag. Coated. Nou, hoekom coated? Wat die hel is nou die verskil tussen dip en coated? Dip kan net gewone end wees. Coated het ons nou baie ekstra goedjies by. Ja, soos wat nou? Wat soek ek dan nou by op hom? Kyk, jy soek gewoonlik soos 'n insekdodertjie by, uit kalk by, uit 'n klein bietjie mikroelemente by, waarmee Ja. al saam coat. Maar die lang storie kort is jou pytjie raak aansienlik groter. So die pit is in jou sak raak minder. Okay, so jy laat koud daai goeders dan nou vir my. Dis soos 'n standaard ding wat jy nou al weet wat werk. Yes, daar is 'n paar coaters in die land. Daar's een coater wat ek baie vertrou en jare mee aankom en op die stadium tot en met nou gebruik ek net hierdie een coater om vir my te coat. Okay, right. So en nou maar nou raak daai saadjie groter want hy sit nou met 'n coating wat hy buite om het. Yes. Nê? Nee? En nou gaan die ouens nou gaan plant hulle 25 kg per hektaar gekoute saad, nê? Nee? Ja. Dan sit jy amper met ek wil sê 15 of 16 kg in plaas van 25 kg, is ek reg? Yes, jy moet daai ding aansienlik jou plantpopulasie aansienlik opstoot sodra jy begin coating plant. Ten minste 30%. Ja. Ons kyk eintlik na gewoonlik 'n bietjie meer. Hoe meer hoe beter. Kyk, jy gaan nog steeds op 30% gaan nie dieselfde hoeveelheid pit in 'n sak kry nie, maar jou kiempersentasie op die grond is soveel beter met al die ekstra dinge wat hy bykry, al die So ekstra. thumbs up. As ek 25 kg skoon saad plant, Ja. nê? Nee, thumbs up. Moet ek omtrent, ek wil sê ek moenie minder as 40 kg per hektaar plant nie, is ek reg? Minimum 35. Ja. Minimum 35, maar soos ons al baie toetse gedoen het, op na 50 toe sien ons 'n wesentlike verskil. Want kyk nee, my pa het geglo vas. Skoon lucerne saad 50 kg per hektaar. End of story. Sy redenasie was altyd luister hierso. Ek het meer plante per vierkante meter. Hulle kom vinniger in produksie, dunner stingels. Yes. Ek het beter opbrengs op die einde, beter graad en dan hy gee jou die longevity as hy begin uitdun hier op die einde. Jy kan hom stoot na 5 jaar toe as jy moet. Seker reg? Presies. Ons het nou al op 'n paar plekke het ons skoon ook 50 kg per hektaar gestamp. En ek praat van gewone SA standaard, skoon 50 kg per hektaar gestamp en ons het hom jy kon duidelik sien waar SA standaard gewoonlik as jy hom dun saai, raak hy maar stokkerig op die einde van die dag. Kon ons duidelik sien die verskil in die plant op die einde van die dag. So uit en uit dit werk om te stamp. Selfs met die coated. Ek sal nie sommer sê is nodig om meer as 50 te gaan nie. Maar weet wat jou sak pas, maar as jy op die einde van die dag gaan na kyk, dan ek sê nou wat jou sak pas. Vandag druk jy in en vir die volgende 4-5 jaar Ja. kyk hy na jou. So mens moenie eintlik na daai sommetjie Jy kyk weet, dis die begin ding, dit klink nou simpel, maar wanneer ons lucerne vestig is die saadsom, die saad is die laaste ding waarna ons kyk. Want jou bewerking is daarso, jy sit met jou kunsmis, jy sit met jou water in elk geval, jou elektrisiteit, al daai goeders wat ek wil sê jou vaste kostes bly alles dieselfde. En nou wil jy nou hier kom skiemp op die saadbesigheid wat eintlik 'n klein komponent van dit is. En ja, ek weet van die nuwe kultivars is ongelooflik duur en hulle sê jy hoef dit nie teen daai goeders te plant nie. My ervaring was maar net ook al plant hom nog steeds teen dit want jy kom beter af. Maar ek dink soos SA standaard is ek reg as ek sê, ek meen hy is ook daarom redelik goedkoper. So al plant jy met in daai populasies kom jy nog steeds goedkoper weg as wat jy sou met van die nuwe goed.
Natuurlik, en ek bedoel ons doen die hoë dormansies ook. En as jy gaan kyk na die hoë dormansie, né, en jy gaan kyk na 'n sakkie mielies verstaan vir 'n voorbeeld. As jy 'n sakkie mielies vat, jy vat 'n sakkie 'n duur sakkie lucerne, betaal jy omtrent dieselfde prys. Né, jy gaan dalk nou 'n bietjie meer op die grond neersit, maar op die einde van die dag kyk 'n mielie 1 jaar na jou en lucerne kyk vir 3 na 6 jaar na jou. So jy moet eers eintlik dink aan daai som nie. Okay, en dan net die laaste ding, daai storie van as jy nou hoër populasie plant vir jou daai eerste snit of eerste 2 snitte, dat jy amper al klaar weer daai geld terugmaak. Ek weet nie of dit in jou ervaring ook so gewerk het nie. Relatief vinnig in jou eerste seisoen dan maak jy 'n groot gedeelte van jou insette op. Maar saadgewys uiteraard ja. En dan okay, jy kan my help enige saad wat ook al ek soek, nê. Natuurlik. Enige dormansie van 'n 6 tot 'n 10. Ek sê nog al die jare, as ek nie die beste het nie, sê ek liewer te veel waar die beste een lê, maar op die oomblik kan ek vir jou help met elke liewe een. Right, dit is Villa van Wilros. Okay. Uitstekende kwaliteit, regte prys. Ons kan getuig daarvan. Sien ek kan my boetie ook insleep in hierdie ene in. Hy het hom al regtig deurgetoets. Hierso, daar's Villa se nommer. Gee my 'n likeie as jy die beste pryse soek op kwaliteit lucerne saad. Dis jou man. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.